'n skuldgevoel as gevolg van sonde is iets waarmee ons as mens gereeld worstel. Die skuldgevoel kom sit hier in jou hart en dit kom maak jou swaar voel. Dit kom maak dat jou hoop en jou vrede en jou geluk baie keer sommer gesteel word. En ons menslike natuur is iets wat gereeld teen die grein van God se wil beweeg. In Psalm 32 lees ons dat Dawid 'n soortgelyke ervaring beleef. En dan lees ons in hierdie Psalm hoe hy beskryf hoe hy voel. En hy sê daar in die eerste plek dat hy fisiek agteruit begin gaan het. Hy voel dat sy gebeendere het weg begin kwyn. Hy het swak begin voel. Ons lees ook dat hy 'n geestelike lyding beskryf. Hy sê hy het hierdie verterende angs in sy siel ervaar. En dan in die derde plek lees ons ook dat hy sê hy 'n geestelike skeiding van God ervaar het. Hy sê dat hy voel dat die hand van God swaar op sy skouers is. Maar dan lees ons wat gebeur die oomblik toe Dawid erken wat sy sonde is, dit bely en verantwoordelikheid vat. Dan lees ons daar in Psalm 32 dat God die sonde kom bedek. Hy kom vat dit weg, hy kom haal dit uit die oog uit. Ons lees dat hy vergewe 'n persoon se skuld. En dan lees ons ook dat hy nie verder enige iets toereken aan die persoon wat kom bely en vir vergifnis vra. Dit is so wonderlik om te lees hoe Dawid dan nadat hy deur hierdie vergifnis gegaan het, verligting in sy siel en sy lewe ervaar. Ons lees later in die Evangelies, dan in Lukas 15, waar Jesus die vergelyking vertel van die 99 skape en die een wat weggeraak het. En hoe die herder agter die een aangegaan het en toe hom gekry het, het hom op sy skouers teruggedra en vir almal in die dorp gesê, kom en vier saam met my fees, want ek het hierdie een skaap gekry. En dan sê hy, so sal dit in die hemel wees, wanneer iemand wat gesondig het, terugkom. Wanneer iemand wat verkeerd opgetree het, verkeerd gelewe het, 'n verkeerde ding ervaar, met 'n skuldgevoel sit, kom na die kruis van Jesus Christus en daar vergifnis en verligting ontvang. Dan word daar fees gevier in die hemel oor die een wat teruggekom het. Wil jy nie in hierdie week wat voor lê, net voor die Here kom, en as jy 'n skuldgevoel ervaring het, dit vir hom kom gee en kom beleef die vergifnis en die verligting wat daar vir jou in Christus is. En dan gaan dan van daar af en leef nuut in hierdie vergifnis wat Christus vir jou gee. Mag jy 'n geseënde week verder hê.